Ons reis deur die boek Handelinge. Ons trek al by deel 5. En vandag wil ek praat oor Handelinge 3 en 4. En ek net so vinnig bietjie agtergrond gee, laat ons almal net op dieselfde bladsy is. Nadat Jesus opgestaan het, het hy vir 40 dae aan verskillende mense verskyn. Baie aan sy disippels veral. En hy het vir sy disippels eenmaal gesê, toe hy aan hulle verskyn het, nadat hy opgestaan het, het hy vir hulle gesê, julle moet in Jerusalem gaan wag op die belofte van die Vader. So wat was hierdie belofte? Dit was die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat uitgestort gaan word. En op die dag van Pinkster, dis nou 50 dae na die opstanding. Op die dag van Pinkster was die Heilige Gees uitgestort. En toe het Petrus opgestaan en die evangelie verkondig. En daai dag het daar 3000 mense tot inkeer gekom. Hulle het hulle bekeer en hulle was gedoop. Daai selfde dag, 3000 mense. En dit was die ontstaan van die kerk. Op daai dag. Dis dit die kerk ontstaan het en ons is vandag nou nog in die kerkera. Die kerkera gaan eindig wanneer Jesus terugkom. Wanneer Jesus sy verskyning gaan maak op die Olyfberg, dan gaan die kerkera eindig en dan begin daar ander dinge, ander verwikkelinge in God se raadsplan, maar nou huidiglik is ons in die kerkera. En prys die Here, ons is deel van die kerk. Ons is die liggaam van Christus. So die boek Handelinge is op baie maniere die boek van eerstes. Ek meen, in hoofstuk 1 lees ons dat die evangelie vir die eerste keer aan manne en vroue toevertrou was om te versprei reg oor die wêreld. In hoofstuk 2 was die Heilige Gees uitgestort op alle vlees vir die eerste maal. In die Ou Testament was die Heilige Gees op instruksie van God met tye uitgestort oor mense of het dit oor mense gekom. Ek dink nie Dawid kon in sy eie krag 'n beer verslaan of 'n leeu doodmaak nie, of selfs vir Goliat verslaan nie. Ek dink nie Samson kon in sy eie krag 'n pilare omdruk van 'n paleis nie, of groot deure met 'n berg opdra, of 'n klomp Filistyne met 'n donkie se kakebeen doodslaan nie. So met tye het die Heilige Gees oor instrumente en manne van God en vroue van God gekom, en het die Heilige Gees gewerk, maar nog nooit was die Heilige Gees, of die Heilige Gees was nooit in die Ou Testament op alle vlees uitgestort nie, maar nou is die Heilige Gees uitgestort op alle vlees, en woon die Gees, as jy 'n gelowige is, binne in jou, dan ontvang jy die Heilige Gees. Dit was die eerste maal op Pinkster wat dit gebeur het. In Handelinge in hoofstuk 2 lees ons ook dat die evangelie boodskap vir die eerste maal verkondig was. En mense was die geleentheid gegee om hulle self te bekeer en laat doop, omdat hulle in Christus Jesus glo. En vandag gaan ons gesels oor hoofstuk 3. En daar sien ons vir die eerste maal 'n wonderwerk wat plaasgevind het in die vroeë kerk. En in hoofstuk 4 gaan ons ook lees, vir die eerste maal het die vroeë kerk oppositie gehad teen hulle, as gevolg van die boodskap wat hulle verkondig het. Die vroeë kerk was getoets ook. Wat was hierdie toets gewees? Die toets was, is God die hoogste gesag in jou lewe? Is God die hoogste gesag in jou lewe? En hulle was gekonfronteer met hierdie toets. Ek dink vandag word ons ook getoets op dieselfde manier. En ten opsigte van ons plig en ons gewete. Wat is my plig in hierdie situasie? Hoe moet ek optree? Gaan God se gesag die hoër gesag wees in jou lewe? Wat gaan jy doen as jy gekonfronteer word met menslike gesag en menslike wette wat teenstrydig is met God se hoër gesag en wette? Hoe moet ons optree? Aan wie gaan jy gehoorsaam wees? Nou in die eerste eeu was baie mense doodgemaak omdat hulle gekies het om eerder gehoorsaam te wees aan God as aan die land se wette. Dit het hulle lewens gekos omdat hulle in Jesus geglo het. En selfs vandag nog sien ons waar mense doodgemaak word
omdat hulle glo in Christus. 3 weke gelede, dit word nie op die algemene nuus uitgesaai nie, en dis eintlik hartseer, want die wêreld moet dit sien. 3 weke gelede in die Kongo, was 70 gelowiges doodgemaak omdat hulle Christene is. 'n rebelse groep het hulle gevang, bymekaar gemaak. Hierdie rebelse groep was gekoppel aan ISIS en hulle in 'n kerk ingejaag, in 'n protestantse kerk in 'n dorp Kasanga, en dis hartseer en dis baie wreed. Hulle het al 70 Christene doodgemaak met machetes en hamers. So ons vandag se dag gebeur dit nog. Maar ek prys die Here, in Suid-Afrika, ons is baie bevoorreg. Huidiglik word ons nie vervolg vir dit waarin ons glo nie. Ons kan die Here dank vir dit. Maar jou standpunt wat jy inneem vir Jesus, gaan jou een of ander tyd iets kos in jou lewe. As dit nie alreeds het nie. Want in sekere gevalle is daar dalk mense wat, omdat hulle in Christus glo, of op een of ander manier standpunt ingeneem het vir die woord, God se hoër gesag dalk hulle werk verloor. Of hulle familie het hulle rug op hulle gedraai. Ek weet van baie moslim families wat hulle rug draai op iemand wat 'n Christen geword het. Of dalk het jy vriende verloor, omdat jy begin het om standpunt in te neem vir Christus. Dalk het jy 'n paar besigheidstransaksies verloor wat oneties was, wat oneerlik was. Toe sê ek kies eerder om aan God gehoorsaam te wees en aan sy waarheid lojaal te wees, as om te val vir hierdie oneerlike besigheidstransaksie. Dalk het jy jou vryheid verloor. Op baie maniere was ons al gekonfronteer met hierdie vraag, aan wie gaan jy gehoorsaam wees? God se gesag of die wêreld se gesag? Land se wette of wêreld se wette, menslike wette? Handelinge 3 vers 1, kom ons lees daar wat met Petrus en Johannes gebeur het. Eerste gaan ons lees daar in hoofstuk 3, Handelinge 3 vanaf vers 1, waar daar 'n fantastiese wonderwerk plaasgevind het. Hoe die Here hulle kragtadig gebruik het. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Hulle het een of ander muntstuk of geld verwag, nee. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop. So in wie se koppe maal daai liedjie nou, wat jy in die sonnaarskool geleer het, nee. Baie bekende deel. Toe gryp hy hom aan, sy regterhand, en rig hom op. Hierdie is so kragtig, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Onmiddellik. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys, en hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die skone poort van die tempel gesit en bedel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. In vers 1 lees ons dat dit die 9de uur was, toe hierdie wonderwerk plaasgevind het. Nou volgens die Joodse tydhoustelsel van daardie tyd, was dit ongeveer 3 uur die middag gewees. In daardie tyd, in die antieke tyd, het hulle die dag gemeet van sonsopkoms tot sonsondergang. En dan het hulle die dag in 12 gelyke dele verdeel. 12 ure. So in die somer was die dae bietjie langer as in die winter, so die ure was dan in die somer bietjie langer as in die winter, maar as jy nou kyk na die 9de uur volgens die Joodse tydhoustelsel van daardie tyd,
was dit ongeveer 3 die middag gewees. Petrus en Johannes was op pad na die tempel om te gaan bid. Nou die Jode het die gebruik gehad om in daardie tyd 3 maal per dag te gaan bid in die tempel. 9 uur die oggend, 12 uur die middag en 3 uur die middag. En by die tempelpoort het hulle verby 'n man gestap wat van geboorte af al krippel was of 'n krepele was. Vir meer as 40 jaar al was hierdie man 'n gestremde. En hy was elke dag by die tempel of by daai spesifieke poort neergelê om te bedel vir geld. Gedurende daai tyd, as jy 'n krepele was, dan was dit maar die beste manier om te bedel, om 'n lewe te maak. Dis die enigste manier hoe jy geld kon ontvang, en dis wat hy gedoen het. Elke dag het hy hom neergelê by daai poort, en het hy gebedel vir geld. Nou hierdie poort se naam was die Skone gewees. Gedurende daai tyd was hierdie poort 'n baie mooi ingang van Jerusalem gewees. Hy was so 23 meter hoog en hy het 2 koper deure gehad, wat gemaak was van 'n spesiale koper of brons wat van Korinthe afgekom het. So dit was 'n baie mooi ingang gewees van Jerusalem. Nou vandag staan hierdie ingang bekend daar in die muur van Jerusalem, die ou deel van Jerusalem, staan dit bekend as die oostelike hek. Toe ons in Jerusalem was ons na daai ingang toe gewees, en is interessant, sien julle, hy is toegebou. En sien julle, voor daai ingang is daar 'n paar grafte ook, nê? So 'n paar jaar gelede het die moslems daardie poort toegebou. En die rede was omdat hulle die profesie geken het dat wanneer Jesus terugkom na hierdie aarde toe, gaan hy Jerusalem betree deur daai ingang te gaan. Die oostelike poort. En hulle het gedog, wag, ons moet hierdie poort toebou, en hulle het ook 'n paar grafte, heidense grafte, voor die poort gaan plaas, of 'n begrafplaas gevestig voor daardie poort, want die profesie is wat hulle geweet het, was dat Elia, Jesus deur daai poort gaan lei, binne in Jerusalem, en hulle het gedink, wel, Elia, as 'n profeet van God, of die God van Israel, gaan hom nie self verontreinig, om deur 'n begrafplaas te loop nie. Toe bou hulle dit so, en hulle sit die begrafplaas daar, en hulle bou daai poort toe. Maar ek het nuus vir hulle, daai ou paar klippe gaan nie Jesus terughou nie. As die profesie sê, as dit God se plan is dat hy deur daai poort gaan hy deur daai poort gaan. Net vir interessantheid. Maar dit was by daardie poort waar hierdie krepele neergelê was. En toe Johannes en Petrus verby hierdie man loop, het hy vir hulle geld gevra. En Petrus sê toe, ek gaan vir jou iets baie meer waardevol gee. Baie meer waardevol as goud en silwer. Petrus het toegelaat dat die Gees deur hom werk, en hierdie man was opgerig. 'n Wonderwerk het plaasgevind daai dag. En God het daai krepelman opgerig. Dit is my wonderlik, Petrus en Johannes was net die instrumente gewees. Jy sien, want God is ons geneesheer, is dit nie so nie? God is die geneesheer. Petrus se woorde het nie die ou opgerig nie, maar die krag van God se genesende werking deur die Heilige Gees het deur daai man se liggaam gevloei en sy bene weer sterk gemaak en hy was opgerig. Vir 40 jaar was daai man gestremd gewees, kon hy nie loop nie, en met eens, ewe skielik, was hy opgerig, en met eens het God gekom, sy bene sterk gemaak, sy enkel sterk gemaak, en die ou het opgespring. Later het hy selfs in die tempel gejuig en gejubel en rondgespring, en hy het God geprys en God geloof vir die werk wat die Here gedoen het in sy lewe. Nou hierdie was regtig 'n groot wonderwerk gewees. Ek onthou Gustaf en Ansie se een seun Janko was een keer 'n karretom raak gery, en hy was vir 6 maande, albei sy bene was vir 6 maande in gips gewees. Hy was in 'n reistoel. En na 6 maande
moes hy weer leer loop. So swak was sy bene. Nou hierdie ou was vir meer as 40 jaar kon hy nie loop nie. Van geboorte af. En dadelik, toe God hom aanraak, het hy dadelik opgespring en hy het geloop en gehardloop. Prys die Here. Dit was 'n groot wonderwerk en almal kon dit sien. Hierdie wonderwerk het plaasgevind by 'n baie besige deel in Jerusalem. So dadelik het 'n groot skare versamel toe hulle dit sien. En Petrus gebruik toe die geleentheid om die mense te verduidelik wat gebeur het. En hy vertel vir hulle ook van die een wat die wonderwerk gedoen het. En die eerste ding wat hulle gedoen het was om aan die Here al die eer te gee vir die wonderwerk. Die heel eerste ding, dis wat hulle gedoen het, vir God al die eer gegee het. Handelinge 3 vers 12, en toe Petrus dit sien, toe hy sien dat die volk nader kom, sê hy vir hulle, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik. Is nie mooi nie? Dit wat hier plaasgevind het, het Jesus se naam groot gemaak en verheerlik. En die tweede ding wat Petrus gedoen het, hy het vir die skare verduidelik wie hierdie Jesus is, wat hierdie wonderwerk gedoen het. Hy het nie teruggehou nie. Onthou, daai skare was meestal Jode gewees, en hy het hulle goed laat verstaan, die persoon wie hierdie wonderwerk gedoen het, is die een wie hulle gekruisig het. Julle het hom gekruisig. Julle was deel van die skare wat daarop aangedring het dat Pilatus die moordenaar Barnabas of Barabbas vrylaat en Jesus kruisig. Luister gou wat sê hy, Handelinge 3 vers 14, en julle het die heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sal word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek waarvan ons getuies is. En deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. En nou, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Onthou, God het vir 'n tyd lank die Jode verblind, né? Dat hulle nie besef het wie die Messias was. Want God se raadsplan moes afspeel. Hy moes gekruisig word. Vir my en jou, en vir hulle ook. God het hulle vir 'n tyd verblind, en hulle het nie geweet dat hy werklik die Messias was nie. Vers 18, maar God het op die manier vervul, wat hy tevore verkondig het, deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Petrus maak 'n oproep hier, en hy sê, ouens, bekeer julle. Die Griekse woord vir bekeer is die woord metanoia. Meta beteken om te verander, en noia, gedagtes, jou wil en jou optrede. So, wat hy eintlik vir hulle hier gesê het, is hy, ouens, draai weg van jou ou weg af, draai na God toe, wandel nou op God se weg, deur jou ingesteldheid, jou wil en jou optrede te verander. Bekeer julle, bekeer julle. Sien, wanneer jy na God toe draai, en jou sondes bely, omdat jy berou het daaroor, kom God ook dan en hy doen die volgende. Hy verkoop jou siel, daar in vers 19 lees ons daarvan, hy verkoop jou siel, en hy wis jou sondes uit. Hy wis dit uit. Hy bedek dit nie net nie, hy wis dit heeltemal uit. Op grond van wat Jesus gedoen het aan die kruis. En by hierdie geleentheid het daar nog mense by die kerk aangesluit. Hulle het hierdie evangelie boodskap gehoor, en daar het nog 2000 mense aangesluit by die vroeë kerk. So nou was hulle al 5000 mense gewees, né?
Maar ongelukkig was almal nie het almal nie saamgestem met wat gebeur het nie, soos dit altyd is, wanneer daar 'n beweging is van God, is daar mense wat juig en jubel, maar daar's altyd mense wat dit teenstaan. Ons kyk wat gebeur, Handelinge 4 vers 1, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer in Jesus, en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. Ouens, vir baie Jode was hierdie boodskap 'n probleem. Dit was vir hulle vreemd en dit was vir hulle 'n probleem, want hulle het groot geword onder die wet. En hulle het geglo dat alleen deur die wet te hou, kan jy 'n Christen word, of kan jy 'n gelowige word. En eenmaal per jaar, die enigste manier hoe jou sondes vergewe kan word, is jy moet 'n lammetjie vat, 'n lam vat, en dit gaan offer by die tempel saam met die priester. Maar ons weet, ons wat gelowiges is, dat dit 'n vooruitwysing was van wat Jesus sou kom doen het. Nou ontvang ons vergifnis deur ons sondes te bely aan Jesus Christus. Here, vergewe ons vir al ons oortredinge, en ook as gevolg van Jesus, die vlekkelose lam, die sondelose lam wat gesterf het aan die kruis, het ons nou die vrymoedigheid om versoen te word met God die Vader deur Jesus Christus alleen. En die naaste wat ons nou aan 'n offer kom waar 'n lam geoffer word, is wanneer jy jou karoo-choppies op die rooster gooi. Dis nie meer nodig nie. Alleen deur Jesus Christus word jy gered. Alleen deur hom, hy is die enigste weg en waarheid. Nie Jesus plus wette nie, of Jesus en plus allerlei gebruike nie, alleen deur Jesus Christus. Die Sadduseërs het toe Petrus en Johannes in die tronk gegooi. Nou wie was hierdie Sadduseërs, net so vinnig? Gedurende daai tyd was daar 3 groepe wat sekte was onder die Jode, of onder wat Judaïsme beoefen het. Dit was die Fariseërs, die Sadduseërs en die Esseners. Nou die Fariseërs was die ouens wat gekyk het dat almal die wette moes hou, hulle was baie skynheilig en hulle het allerlei wette bygevoeg. Maar hierdie Sadduseërs was 'n groep wat geglo het dat daar nie opstanding uit die dode kan plaasvind nie. Hulle het nie geglo in die bonatuurlike nie, hulle was baie beïnvloed deur die Griekse wetenskap, en hulle het gewoonlik baie politieke posisies beklee. Hulle was baie invloedryk, baie geld gehad. Dit was hierdie Sadduseërs, so hulle het niks gehou van hierdie boodskap wat Petrus en Johannes verkondig het, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Want hulle het nie daaraan geglo nie. En ook as hulle dit geglo het, moes hulle erken het, dat hy die Messias was. So, hulle het 'n probleem gehad, want hulle het die wonderwerk gesien, en almal het die wonderwerk gesien. So, hulle kon hulle nie regtig in die tronk gooi vir hierdie wonderlike ding wat gebeur het nie, maar hulle het nie van die boodskap gehou nie. Hierdie boodskap wat hulle verkondig het nie. So, toe Johannes en Petrus voor die Sanhedrin gedaag was, die volgende dag, hulle was mos nou in die tronk gegooi, het Petrus weer nie teruggehou nie, en hy het met boldness die volgende gesê, Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie, en dis vandag nog so. Jy kan nie gered word deur die naam van Mohammed, Boeddha, Krishna of selfs die paus nie. Alleen deur Jesus Christus. Hy is die enigste weg en waarheid na die Vader. En Petrus en Johannes het hierdie boodskap verkondig en dit baie duidelik gemaak. Nou, hulle was bietjie bekommerd, onthou, hulle het besef, hulle was in groot moeilikheid, want hierdie groep priesters het die vermoë gehad om hulle dood te maak. Onthou, hierdie ouens het vir Pilatus oortuig om Jesus te kruisig.
En toe praat hierdie Sadduseërs onder mekaar, luister gou wat sê hulle, Handelinge 4 vers 16, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Het klink nogal bekend, nê? In eerste wêreld lande word skole verbied om te bid of om oor Jesus te praat, en die evangelie te verkondig. Ek dink in baie van die skole in ons land ook. Nou as ek dit reg verstaan, in publieke skole in ons land mag Christendom beoefen word, maar dit mag nie afgedwing word op die kinders nie. Ek weet nie vir hoe lank nie, maar huidiglik is dit so, en ek dank die Here, terwyl dit nog so is, moet ons dit aanhou beoefen. Maar in Handelinge 4 vers 19 antwoord Petrus en Johannes hulle, en sê vir hulle die volgende, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Onthou, hulle was ooggetuies van wat gebeur het. Hulle het saam Jesus gewandel, hulle het gesien wat hy gedoen het, die wonderwerke, hulle het sy kruisiging beleef, hulle het sy opstanding gesien, en Jesus het aan hulle verskyn. Hulle sê, dis onmoontlik, ons kan nie anders om vir ander te vertel van wat ons gesien het nie. En julle moet een ding besef, julle Sanhedrin, ons kies om meer gehoorsaam te wees aan God as aan julle. Ons lees in hoofstuk 5 dat hulle weer gearresteer was omdat hulle evangelie verkondig het. En hierdie ouens het vir hulle gesê, maar het ons julle nie verbied om nie in Jesus se naam te verkondig nie, in sy naam te leer nie. En Petrus en Johannes het hulle geantwoord en gesê, ons gaan aan God meer gehoorsaam wees. Inteendeel, hulle het gesê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan julle. So wanneer is dit aanvaarbaar aanvaarbaar vir God om ongehoorsaam te wees aan die land se wette? Wanneer die mense wette en gesag teenstrydig is met God se hoër wette en gesag, is dit aanvaarbaar in God se oë. Jy sien, Jesus het 'n direkte opdrag vir hierdie disippels gegee om sy naam te verkondig. 'n Direkte opdrag. Op 'n stadium gaan Christendom totaal verbode wees in die toekoms. En mense gaan met hulle lewens boet vir dit. Ek hoop, ons is nie meer hier teen daai tyd nie. Maar dit raak toenemend al hoe moeiliker. En daar kom 'n tyd wat ons moet standpunt inneem vir Christus, maar ons moet dit op die regte manier doen. Ek meen, Daniel Sadrag, Mesach en Abednego het nie 'n revolusie begin nie. Hulle het in liefde standpunt ingeneem vir hulle geloof, en God het dit gebruik op die regte manier en verandering gebring in 'n goddelose nasie. En wanneer jy besluit om standpunt in te neem teen die land se wet, wat teenstrydig is met die woord, maak tog net seker dat dit ooreenstem met die woord, dat dit skriftuurlik is. Maak nooit seker. Jy kan nie sê, die Here het vir my gesê, ek hoef nie belasting te betaal nie. Dis teenstrydig met die woord, om net 'n simpel voorbeeld te gebruik. So maak seker dat dit in lyn is met die woord van God, en laat toe dat die Heilige Gees jou lei, sodat God se naam ten alle tye verheerlik sal word. Sien, ek dink Christen is veronderstel om goeie landsburgers te wees, en in liefde met hulle naaste saam te leef. So ons bid en respekteer ons land se gesag, maar ons hoef nie te aanvaar altyd wat hulle doen nie. Ons aanvaar nie wat hulle doen nie. Maar as jy gekonfronteer word om iets te doen wat nie in lyn is met God se woord nie, wat gaan jou antwoord wees? Hoe gaan jy optree?
Ek dink dit is belangrik dat ons op die regte manier standpunt sal inneem vir Christus. Baie belangrik. Baie belangrik. Maar wanneer ons terugkom nou na hoofstuk 3, daai wonderwerk wat plaasvind, is dit vir my mooi hoe God daardie wonderwerk gebruik het sodat die skille van mense se oë kon afval en hulle waarlik gesien het. Daar's 'n God wat wonderwerke doen. En dit het die geleentheid gegee vir Petrus om die evangelie te verkondig. Daai bonatuurlike wonderwerk, die wonders en tekens wat plaasgevind het, julle sal sien, het gewoonlik gepaard gegaan by die evangelie wat verkondig was in die vroeë kerk. En dis presies wat daar gebeur het. God het daai wonderwerk gebruik om baie verlore siele te bereik. En die getuienis van God se wonderwerk in jou lewe dra ook groot krag. Wanneer jy vir ander vertel van God se grootheid of iets wat die Here vir jou gedoen het, 'n wonderwerk wat God gedoen het in jou lewe, ouens, dan is daar krag in dit en mense hoor van die goedheid van die Here. En baie maal wat dan gebeur, dan sê mense, ek wil ook dit hê. Ek wil ook deel hê aan daai vrede, daai krag wat jy het. En as dit 'n geleentheid dan om die evangelie te verkondig. So, hierdie wonders en tekens was dan ook gebruik in die vroeë kerk as 'n hulpmiddel om die evangelie effektief te verkondig. Ons sien dit daar. Want net nadat hierdie wonderwerk gebeur het, het Petrus opgestaan en hy dadelik vir hulle vertel van Jesus Christus. Dat hy is die een wat die wonderwerk gedoen het. Dis 'n middel tot 'n doel gewees. Nou vandag is God se gees in hierdie plek. Hy's in ons. Hy woon in ons en hy werk in ons. En ek glo dat net soos God op daardie dag hierdie man wat nie kon loop nie, genees het, kan God jou ook genees. Wat ook al jou situasie is of jou behoefte is. God is net soos hy in daardie tyd, God is wat genesings doen en wonderwerke doen, is hy vandag nog. Hy is dieselfde God.